Welkom terug. Skuif nader en luister mooi, want hierdie is een van daai sake wat baie meer van ons behoort te ontstel en iets oor gesê moet word. Charlene Grobler kuier vanoggend by ons. Nou sy het al voorheen nie gekuier is. Sy is die hoof van die Jacaranda en Louis Botha Kinderreise en sy is ook 'n raadslid van die Gauteng Care Crisis Committee. Goeiemôre Charlene. Goeiemôre julle. Jy kuier vanoggend hier want ons het onlangs ook in die nuus gehoor dat die regering of die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling 102 miljoen rand teruggestuur het tesourier toe, wat eintlik, jy weet, toegeken moes geword het aan nuwensgewende organisasies wat na die kwesbaarste van ons mense kyk. Hoe voel jy as jy hoor daar's 102 miljoen rand teruggestuur, want hulle het gesê, jy weet, dit is nie ten volle benut nie. Hoe laat dit iemand soos jou voel? Ek moet nou mooi woorde kies. Ek het 'n woede in my wat ek nie ken nie. Ek is oor die algemeen 'n rustige mens. En glo die koppie is altyd, hy's hervulbaar. Hy's nie leeggevul nie. Maar tans is dit verskriklik moeilik om hoopvol te bly en die kinders en die personeel in die gesigte gekyk en dit is 'n NPO krisis in ons land. Hierdie gaan nie net oor kinders, soos jy sê, hulle is die mees kwesbare, dis rehabs, dis ou mense wat swaar kry, dis buiteorganisasies, dis 'n regte krisis in ons land. So ons het klaar nie genoeg geld want jy kry net 40% van die staat as jy gelukkig is, wat ons tans nie nou het nie. So jy's dankbaar vir daai bietjie. So ons kry nie genoeg. Ons moet 60% van ons bemarking self doen om na ons kinders te kyk en dis die feite vir enige NPO moet selfbemarking gaan doen. So nee, dit sit nie lekker. Die NPO's doen klaar die werk wat die regering nie kan doen nie. Julle maak die regering se hande sterk, soos ek sê, julle kyk na die kwesbaarste. Dis nie net kinders nie, jy het genoem dit is ou mense, dis dwelmverslaafdes, epilepsie leiers was ook in hierdie spesifieke, jy weet, gewees wat ons gesien het. So julle kyk na die kwesbaarstes, julle kry net 40%. Jy was ook voorheen nie wat gesê het, julle het so gesukkel om daai 40% te kry om mee te begin. En nou word geld teruggestuur want dit word nie bestee nie. Skep net gou vir mense wat nie besef, verstaan hoe moeilik was dit om in die eerste plek daai 40% te kry. Hoe moeilik was daai proses? So verlede jaar het hulle 5 maande laat betaal. So dit beteken die publiek en ons reservefonds, as jy dit so kan noem, ons moet onsself dra. Die probleem hierdie jaar is, ons het nie eers 'n diensooreenkoms nie. So never mind die geld, ons sit tans hier, klomp NPO's, ons het nie eers die papierwerk, ons het nie die kontrak in plek om 'n subsidie te ontvang. En die antwoorde wat gegee word is absolute leuns, want ons goed is in plek en ons het bewyse daarvan. 'n Mens kan nie op die media gaan en 'n klomp goed sê en jy het nie bewyse daarvan nie dat jy wel sekere dokumentasie ingedien het en dis hoekom ons so kwaad is, want daar sekere vereistes, dit voel asof daar dubbelstandaarde is. Daar's instansies wat nie voldoen aan sekere vereistes wat SLA's het, die diensooreenkoms, service level agreements en ook hulle subsidie. En van ons wat nie een van die twee het nie. Ons moet duidelik wees, hierdie is in Gauteng, die Gautengse Departement van Welsyn wat 102 miljoen rand nie in hulle begroting spandeer het nie en daarom is dit terug na die tesourier toe. Terwyl die mense vir julle die geld moet gee, instansies soos julle dit nie kry nie. Hoe bly julle aan die lewe? Hoe hou julle kop bo water in 'n tyd waar hierdie 40% wat kardinaal is vir julle oorlewing as 'n nuwensgewende organisasie en kardinaal is vir die oorlewing van die kinders in julle sorg? Hoe hou julle kop bo water? Dit is baie moeilik tans. Veral jou gemoed moet jy ook positief en ons probeer die kinders weerhou van hierdie, ek sê dis groot mensgesprekke. Maar kinders is op sosiale media en hulle word tans blootgestel en ek dink dis wat ons die meeste van. Gewoonlik, ons as volwassenes kan hierdie hanteer en bespreek, al is dit moeilik, maar die kinders weet al van goed, want ons is op 'n punt waar ons van sê, "Skus my seun, jy het Kruiwenweek gekry, ons is baie trots op jou, maar jy gaan nie, want daar's nie geld nie." Kinders wat opleiding, ons het die scuba duik projek vir werkskepping vir eendag, kinders wat al duikskole oopgemaak het, swemskole wat nie nou, ons kan nie hulle opleiding voltooi nie. Al het ons borge daarvoor, dit is nie nou prioriteit. Hulle moet skool toe gaan en hulle moet eet en hulle moet wintersklere hê. Die water en ligte moet aanbly en die personeel se salarisse. Dis al wat nou betaal word. So daar is niks ekstras wat tans betaal word en dis nie reg nie. Want iemand het gevra om in die welsyn van ons land te beland nie, veral nie kinders nie, en hulle ly nou daaronder. Charlene, jy het ook nie in my maand geld ontvang nie. Nee, ons het nog geen geld. Ons het laas in Feb geld ontvang. So die finansiële jaar het 31 Maart geëindig. Ons moes 1 April ons geld ontvang. En die grootste grap of ironie is, 1 Julie begin die tweede kwartaal uit 'n finansiële oogpunt. So ons is 'n maand weg van ons het nog geen geld ontvang nie. En wat is die departement se antwoord as julle kontak vir navraag?
Ekskuus vir die Engels, maar hulle woord is non-compliance. Dis al wat hulle sê, so daar sekere vereistes en 'n mens het geen probleem om dit te doen, dat 'n mens se naam nie op die Sexual Offenders Register is. Natuurlik moet dit in plek wees. Ja. Maar as ander departemente, ons het al die 3de Maart byvoorbeeld ingedien en hulle sê dit vat 30 tot 40 werkdae om dit te verwerk, voor 'n mens terugvoer ontvang en ons het terugvoer ontvang dat sê nee, hulle het 'n glitch in hulle stelsel gehad. Dit is Junie maand. So ons het 2 weke terug eers dit ontvang. So ons het betyds ingedien en dis die goed wat 'n mens vang. Dit is nie dat ons teen die departement of enige iets wil werk nie. 'n Mens stem saam met zero tolerance, maar 'n kontrak vir my is 2 partye wat saamstem. Jy gaan hierdie doen, jy gaan hierdie doen. Dis 'n ooreenkoms wat ons het en hulle kom nie hulle ooreenkoms na nie. Is dit 'n kwessie van, want dit lyk van die buitekant af so, dat die Gautengse Departement van Welsyn meer 'n administratiewe rol speel as wat hulle werklik weet wat hulle moet doen om welsynssituasies in Gauteng te verlig? Ja, 100%. Ons is op grondvlak. So nee, ons weet nie alles nie. Dis nie wat ek probeer sê nie. Maar ons doen nie die werk elke dag. So vir ons wat kinderreise, buiteorganisasies wat met gesinne werk, epilepsie, verstaan, dis nodige dienste. Dit is in COVID, ek onthou dit so goed. Hoekom het ons dan permitte gekry? Ons was noodsaaklike dienste en ons kon rondry want ons moes voortgaan. So as jy raak gesien word vir 'n noodsaaklike diens, hoekom ontvang ons nie nou ons geld nie? En soos jy sê, hulle was noodsaaklike dienste en julle is noodsaaklike dienste. Al hierdie organisasies wat sukkel om geld te kry by die departement, soos jy sê, en weer eens jy sê nie, verstaan, julle wil teen hulle werk nie, julle wil saam met hulle werk. Julle doen julle deel, hulle moet hulle deel ook doen, sodat ons by mekaar kan kom om na mense te kyk. Maar mens kan nie sê 3 Maart gee ek iets in, dit vat tussen 30 en 40 dae. Ons sit in Junie en nou is daar 'n glitch in die stelsel nie. Dis onaanvaarbaar as jy kyk na wie julle moet omsien en dit maak mens briesend op hierdie stadium. Ja. Hoe help die publiek of hoe kan die publiek julle help? Die publiek, soos ek altyd gesê, die publiek is die rede dat ons deure nog oop is. Vir baie instansies, ek sê altyd, as jy van diere hou, gaan help 'n plek waar diere omsien. As jy van ou mense hou, gaan ouer huis, raak net betrokke. Hierdie gaan nie oor Jacaranda en Louis Vuitton kinderreise nie. Hierdie gaan oor die NPO krisis in ons land. So tans het ons kontant nodig, almal van ons. Niemand het ooit genoeg by NPO, maar veral die van ons wat nog nie eers ons staat se geld ontvang nie. Dit is brood nodig. Ek kan nie vir julle verduidelik, as dit nie vir die publiek is nie, ek weet nie hoe lank ons almal kan hou nie. Dis hoe erg dit al is. Dit gaan oor die publiek op die einde. Ons moet na mekaar kyk, ons vir mekaar sorg. Op die einde gaan dit dalk nou maar ons enigste opsie wees. Dis verskriklik om so daaraan te dink. Ja. Dit maak 'n mens, soos Jennifer sê, dit maak 'n mens briesend. Ja. As 'n mens daai frustrasie moet bottel en moet terughou, soos jy sê, jy moet jou woorde die hele tyd mooi kies en jy moet optimisties probeer bly. En 'n mens het die kans om met die MEC van Gauteng te gesels om 'n tafel, om te sit en eerlik vir die MEC te sê wat die situasie is en hoe jy voel. Wat sou jy vir die MEC wou sê? 'n Luister vir die ons op grondvlak. Hoor wat ons te sê het, wat hierdie werk elke dag doen. Wat die regte behoefte is, want ek voel nie hulle hoor dit. Daar's sekere inligting wat ek van opinie is nie op na bo toe gaan nie. Dit bly dalk by die departement en gaan nie bo. En dit pla want hulle weet nie in my opinie noodwendig wat presies aangaan. Ja, jy kan statistiek ontvang, dit moet ons indien elke maand, geen probleem daarmee nie, maar dit is nie noodwendig al die feite op die grond, van waarmee worstel ons elke dag. So ek wil sê, gee vir ons kans om te praat en te hoor wat die werklike behoeftes, wat die werklike kostes is, en hoe dit regtig met die mense gaan, wat die kwesbaarste groep in ons land is. En ek weet dit so kliseë, maar ons kinders is die leiers. En wat se leiers gaan ons hê eendag as ons so aangaan. Sure. Charlene, dankie vir die werk wat julle doen en elke NPO daar buite, ook jy weet jy, soos jy sê, jy's 'n lid van die Gauteng Crisis Committee, dat julle aanhou veg vir die kwesbaarstes van die land en julle sê en 'n verskil probeer maak ten spyte van die feit dat dit moeilik is. Ek wens ons kan julle hande sterker maak en ons gebede saam met julle dat julle regtig net die regte deure sal oopgaan en gesprekke kan voer sodat dit beter sal gaan. Dankie vir julle aanhoudende ondersteuning. Ons waardeer dit opreg. Ek wens eintlik as daar iemand is van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling in Gauteng wat 'n antwoord vir ons kan gee op, kontak ons, laat weet ons dat mense hierdie krisis half uit die weg kan ruim en ons kwesbaarste mense in die land kan help.